Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat saam met ons hier mag wees. Volgende afkondigings voor die diens. Ons kollekte onder die diens is vir ons diakonale kas en by die deure is vir ons kerkkas. Dit is eintlik baie min kollektes by die deure wat vir ons eie gemeente gaan. Hierdie is die eerste een, ek dink hierdie jaar. So by die deure vandag vir ons kerkkas. Ons het vanmiddag Bybelstudie om 16:30 in Langebaan, by Christen in die Stellehal se huis. Dinsdag is al ons kerklike vergaderings en visitasie. Ek sal nou ietsie daaroor sê. Donderdag die 28ste is ons Velddrif Bybelstudie om 9:30 by hom hier aan die markt. En dan die 31ste volgende week Sondag het ons nagmaal en dis 'n bring en braai vir nagmaal ete. So ietsie oor visitasie. So as mense die eerste keer hoor, dan klink dit eintlik soos 'n lelike leenwoord uit Engels uit, maar kom eintlik uit die Latyn uit, visitasie, visitio, wat beteken om te besoek, om eintlik te sien hoe gaan dit met iemand se gesondheid. En ons kerkorde artikel 44 reël dan dat waar kerke groter in 'n geheel, naamlik in 'n klas is, so mense, al die kerke hier in die Boland, dat ons mekaar moet besoek. Nou, Dinsdag kry ons gemeente huisbesoek eintlik. En enige iemand wat met die dominees wil praat, dominee Dinant van Strand of dominee Johan van Heiningen van Stellenbosch, hulle sal hier so wees. Dan wil hulle ook kyk hoe gaan dit met die amptdraers en met die gemeente en of ons kerk goed en gesond is. So enige iemand wat met hulle wil praat, is welkom om met hulle te besoek of met ons te reël, dan kan julle met hulle kom praat Dinsdag aand ook. Die res van die afkondigings dan na die tyd. Ons eredienste is 'n ontmoeting met die Here. Daarom begin ons eredienste ook so met 'n verklaring van ons afhanklikheid. Ons vra, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Liefdes aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan en sing ons saam 'n loflied tot eer van die Here. Ons sing saam Psalm 100. Ook hierdie idee van opgaan om met blydskap voor die Here te kom, om hom te dien, voor sy aangesig te nader. En dit is wat 'n erediens is. As ons kom voor die aangesig van die Here en hy is hier teenwoordig. Kom ons sing hom dan so toe, die Here wat 'n volk vir hom berei, laat ons sy poorte ingaan met lof. Ons sing Psalm 100, al 4 verse. Dan kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof en daarna kan ons gaan sit. Dan gaan ek verder vir ons uit ons belydenis skrifte lees. Ons staan en sing ons saam Psalm 100.
sê in ons harte saam en ons bely in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan gaan sit en dan gaan ek vir ons saam lees uit die Heidelbergse Katekismus. In ons belydenis het ons nou gesê, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Nou vra ons Katekismus, vraag 54, wat glo jy van die heilige, algemene Christelike kerk? En dan bely ons so mooi, dat die Seun van God, uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou. Hoor hoe persoonlik, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Net in die laaste deel, dat die Here om uit die mense kerk vergader, dat hy van die begin van die wêreld tot aan die einde toe hulle vergader, hulle beskerm en hulle onderhou. En weer eens dat ek daarvan 'n lewende lid is. Vraag 55 dan, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste, dat die gelowiges almal saam en afsonderlik as lede met die Here Jesus Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Mooi, ons bely die mooi deel daarvan, dat almal en elkeen afsonderlik lede met die Here Jesus Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. En ten tweede die opdrag, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van ander lede aan te wend. Terwyl ons dan so bly sit, kom ons sing saam Paulus se gebed vir die kerke in Efesiërs 3, ons sing skrifbrein 15:1, ons sing saam vers 1 tot 4, terwyl ons so bly sit, en daarna lees ons uit die wet van die Here.
Ek lees vir ons uit die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, en die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 50. Ons sing saam vers 4, vers 8 en vers 11. Weer eens die woorde: Kom Israel, luister na my spraak, ek is jou God, my volk is jy. Ek sal jou geen verwyte maak oor offers aan my toegewy. Dan vers 8: Aan wie sy wet verwerp, sê God, wat meld jy nog van my verbond en spreek jy van my gebod, my heilighede in jou mond, terwyl jy my roede haat, my woord verwerp om my te smaad. Maar dan die woorde van vers 11: Hy wat sy dank my offer met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel let, hy is dit wat my eer bewys. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 50, vers 4, 8 en vers 11. Amen.
Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Hemelse Vader, ons dankie Here vir hierdie wonderlike dag. Ons dankie Here want ons het die voorreg om vanmôre as U volk saam te kom uit verskillende dele van die Weskus. Maar dat ons hier saamkom voor U aangesig. Here, dat U self hier teenwoordig is. En ons kan dit nie verklaar of beskryf of ons kan nie bewys hoe dit is nie, maar ons weet dit. Ons weet dit want U woord sê dat daar waar twee of meer in die naam by mekaar kom, daar is U self teenwoordig. Ons weet dit, Here, want so het U met die volk in die Ou Testament beveel dat hulle moet saamkom. Wanneer hulle so saamkom, dan is dit nie net 'n ontmoeting met mekaar nie, maar ten diepste 'n ontmoeting met U. Ons kan dit nie verklaar nie, maar ons weet en ons glo dit in ons harte. Ons beleef dit wanneer ons die woord hoor, U wet hoor, wanneer ons saam in lofsang 'n stem laat opryes tot U. En ons U loof en prys en dankbaar sing. Daarom Here, dank ons U. Ons dank U dat ons met die almagtige God mag ontmoet. Ons dank U dat U self, Vader, Seun en Heilige Gees hier teenwoordig is. Ons dank U, Here, dat ons die voorreg het om met vrymoedigheid voor U te kom. Want hoe durf ons, sondige mense, voor U kom? Hoe durf ons in die allerheiligste teenwoordigheid van U kom? En tog doen ons dit met soveel vrymoedigheid in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Hy wat reeds die pad vir ons oopgemaak het. Hy wat in die allerheiligste ingegaan het, die voorhangsel geskeur het, en dat daar nou vrye toegang is tot U. Ons dank U in Christus naam daarvoor. Ons bid ook, Here, dat U vanmôre ons bewus sal maak van die teenwoordigheid, dat wanneer ons die woord vanmôre hoor, dat ons dit sal hoor as U wat praat, al word dit gebring deur swak en sondige mense. Ons bid dat U ons ore sal open en ons harte ontvanklik sal maak vir U boodskap. Ons bid dat die wat vanmôre nie U woord hoor nie, dat hulle wat dit juis des te meer nodig het, dat U dit ook na hulle toe sal vat. Ons bid dat U vir ons as gemeenskap van heiliges weer sal laat besef wat 'n voorreg ons het om in die liggaam van Christus deel te hê. Dat ons deel het aan al sy gawes, maar dat ons ook 'n verpligting het om ons gawes aan te wend vir mekaar, tot opbou van mekaar en tot heil van mekaar. Ons bid dat ons ook hierdie verpligting en hierdie verantwoordelikheid nederig sal besef, ook met ywerige harte sal opneem. Ons bid, Here, gee ons nou 'n rustige en 'n stil tyd. Gee vir ons vrede in ons gemoed. Help ons om ons oë te vestig op Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Vat ons aan die hand in hierdie erediens. Lei ons, Here, waar U met ons praat en ons ook met U terugpraat, dat ons sal spreek en dat vir U 'n welgevalle sal wees. Wees so met almal wat siek is, swaar kry, met almal wat emosioneel ongesteld is, met almal wat eensaam is, hartseer is, depressief is, met almal wat oorlaai is met werk, met almal wat nie weet waarheen om te gaan nie, die druk van die lewe hulle onderkry. Here, help ons om na Christus toe te gaan. Hy wat ons ook uitnooi, kom na my, want my las is lig en my juk is sag. Werp julle bekommernisse op hom, sê U, help ons om dit te doen. Ons pleit al hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, enkel en alleen uit genade in Christus Jesus ons Here se naam. Amen. Liefdes, ons lees vanmôre saam uit Psalm 122. Op die kamp het ons gekyk na, of ons gemeente wegbreek, het ons gekyk na die pelgrimspsalms. So is hierdie ook een van die pelgrimsliedere of die pelgrimspsalms. Dan luister ons weer na 'n preek van die kamp, aangesien daar baie versoeke was dat ons hom weer moet hoor. Psalm 122, 'n bedevaartslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het,
Laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel om die naam van die Here te loof. Daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Ter wille van my broers en my vriende wil ek spreek, vrede in jou. Ter wille van die huis van die Here ons God wil ek die goeie vir jou soek. Ek lees ons weer die Psalm, hy's so kort. 'n Bedevaartslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem, Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel om die naam van die Here te loof. En daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou liefhet rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Ter wille van my broers en my vriende wil ek spreek, vrede in jou. Ter wille van die huis van die Here ons God wil ek die goeie vir jou soek. Voordat ons luister na die prediking, kom ons staan eers en dan sing ons saam met hierdie digter, saam met Dawid, oor die huis van die Here, oor die wonderlike voorreg wat ons het om voor die aangesig van die Here te kom. Sing saam uit 2 psalms, so let net op, ons gaan sing Psalm 84 vers 1 en 5 en dan bly ons staan, dan sing ons een vers uit Psalm 27, die woorde van vers 5, Psalm 84 vers 5, O God, ons skuld, ons teeweer, sien tog op die gesalfde neer, skenk hulp en heil aan Sions koning. En hierdie woorde, een dag is in u huis my meer as 1000 waar ek u ontbeer. Een oomblik, een sekonde in die huis van die Here is beter as 1000 dae weg van die Here. Dieselfde sing ons in Psalm 27, vers 2, wat Dawid sê, een ding, dit het ek allermees begeer, om in u huis so lank te leef, o Heer, te woon en haar stilheid wag te hou, te pyns waar ek u lieflikheid aanskou. Kom ons sing hiervan, terwyl ons staan, Psalm 84, en dan daarna Psalm 27.
Geliefde broer en suster, wanneer ons die teksgedeelte soos Psalm 122 lees, wanneer ons saam met Psalm 84 en Psalm 27 sing oor die huis van die Here, om op te gaan na die tempel van die Here, om in Jerusalem te staan en daar die Here te loof en prys, is tog so mooi. Maar hoe is dit vir ons relevant, is die vraag. Ons kan dit nog verstaan vir 'n Israeliet in die Ou Testament voor Jesus se geboorte. Jerusalem was immers die hoofstad. Die koning het daar gebly, die tempel het daar gestaan, die ark van die Here was daar. Daartoe het almal gegaan. Die pragtige huise en die paleise, dit was iets om te aanskou. Ons kan dit nog verstaan vir 'n Israeliet van die Ou Testament, maar Jesus het tog alles kom verander. Trouwens, wat so baie dinge verander van dat Dawid hierdie Psalm geskryf het. En daarom weer eens, hoekom moet ons sing vir die vrede van Jerusalem? Kan ons nie eerder sing vir die vrede van Suid-Afrika nie? Hoekom sal ons bly wees oor 'n stad en mure wat al lank al afgebreek is, meer as een keer, vir 'n stad wat glad nie eens meer dieselfde is nie? Dit is mooi en is lekker om daarvan te sing, maar hoe moet ons as Christene hierdie psalms verstaan? Juist dit is wat ons vanmôre in die prediking gaan beantwoord. Psalm 122 is 'n pelgrimslied, of soos ons gelees het, 'n bedevaartslied. En vir ons kinders en ons jong mense, hierdie woorde is dalk vreemd, so kom ons verduidelik gou. As jy op 'n lang busrit saam met jou vriende van die skool dalk gaan, of as jy as gesin iewers verheen ry, dan is dit eintlik 'n vervelige storie as jy net in stilte gaan sit die hele tyd. Daarom sit ons gewoonlik die radio aan of ons luister musiek. Maar daar dan 'n bekende liedjie opkom, dan sing almal lekker saam. Psalm 122 is amper soos een van daardie liedjies. Dit is 'n psalm wat almal van Israel geken het, wat hulle gesing het wanneer hulle op 'n lang pad op heen is na Jerusalem toe, wanneer hulle 'n bedevaart gehou het. Wat op aarde is 'n bedevaart? 'n Bedevaart is 'n ou woord vir 'n lang reis wat ons het om na 'n heilige plek toe te gaan, om daar te gaan aanbid. En iemand wat deel is aan hierdie bedevaart is 'n pelgrim. Met ander woorde, elke Sondag as ons van ons huise af kerk toe ry, dan is ons eintlik pelgrims op 'n bedevaart. Ons dink nie meer so daaraan nie en ons praat nie meer vandag so nie. En ons dink dalk nie meer aan kerk toe kom as 'n bedevaart nie, en tog is dit presies wat dit is. Die Israeliete was gesoute pelgrims. En die Here het lank terug, toe hy sy wet vir hulle gegee het, nadat hy hulle uit Egipte verlos het, vir hulle gesê dat hulle 3 keer 'n jaar vir hom 'n fees moet hou. Maak nie saak waar in Israel hulle gebly het nie. Hy het die plek gereël en hy het die tyd gereël. Hy het gesê op die 1ste en op die 3de en op die 7de maand van die jaar, moet jy alles los, almal moet saamkom en na Jerusalem toe optrek om daar fees te vier. Vir 7 dae lank moes hulle dan fees vier. En die plek was gewoonlik waar die tabernakel gestaan het. Aanvanklik het die tabernakel rondgesweef, maar later het hy 'n vestingsplek uit gebly in Jerusalem. En later is die tabernakel omgebou tot 'n mooi tempel op die berg Sion in Jerusalem. Daar was Jerusalem die sentrum vir die feeste, almal het daartoe gegaan. In vers 4 het ons daarvan gelees. Dawid sê, Jerusalem, die plek waarin al die stamme trek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel om die naam van die Here te loof. Kortliks net saam te vat. Psalm 122 is een van 15 psalms wat die volk in die Ou Testament gesing het tydens hierdie jaarlikse feeste. Dit was nie net vir die lekkerte nie, maar vers 4 sê dit was 'n voorskrif. Dit was 'n verpligting, 'n opdrag van die Here. Hulle moes gaan fees vier het. Maak nie saak waar jy gebly het, hoe naby of hoe ver nie. Maak nie saak wie of wat jy is nie. As daardie tyd aanbreek, dan het jy gepak, gesing, gereis en gefees. En broers en susters, ons moet ook besef dat hierdie feeste nie vir die mense swaar was om te onderhou nie. Baie keer dink ons aan 'n opdrag as iets moeilik, iets wat ons nie eintlik wil doen nie, maar nou moet doen. Maar vir die volk was dit eintlik 'n reuse voorreg. Trouwens, dit was 'n genade gewees. En 3 keer die jaar het die Here sy volk uitgenooi. Het hulle gesê, kom voor my aangesig, kom ontmoet met my.
In Deuteronomium lees ons dat hulle voor die aangesig van die Here was, en dat hy self daar by die tempel teenwoordig was. En dink vir 'n oomblik daaraan. Die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, hy kom ontmoet met sy volk, voor hulle kom in sy aangesig. Hy, die bewaarder van Israel, hy wat alles onderhou, wat ons saambring, hy wat in ontoeganklike lig woon. Hy reël 'n persoonlike afspraak met sy volk. As min dinge wat 'n tyd en 'n plek het, maar wanneer iets 'n tyd en 'n plek het, dan is dit 'n afspraak. En dis wat die Here vir die volk gegee het, 'n afspraak. Kom voor my aangesig en kom vier fees. Geliefdes, besef ons dat dit wat Israel 3 keer 'n jaar gedoen het ons die voorreg om elke Sondag te doen. Wanneer ons Sondag by die kerk by mekaar kom, dan bely ons dat die Here self hier teenwoordig is. Dat ons voor die aangesig van die Here hier kom en dat dit 'n opdrag is. Dit is 'n opdrag van die Here dat ons moet saamkom. Die Here maak 'n afspraak met ons om dit direk te stel. Om kerk toe te kom is nie net 'n miskien nie, dit is 'n opdrag van die Here. En tog is dit nie 'n koue bevel of swaar vir ons harte nie. Ons het die voorreg om weekliks voor die Here te kom. Ons het die voorreg dat die Here ons uit elke deel van die Weskus bymekaar bring, hier voor sy aangesig. Elke keer as die Here sy kerk so vergader, dan vier ons ook fees. Ons loof hom, ons sing tot eer van sy naam, ons het 'n erediens. Boonop is volgende Sondag nog nagmaal. Met nagmaal bely ons dat die Here Jesus self ook teenwoordig is in die brood en die wyn. As gelowiges gebruik ons nie dit nagmaal nie, ons vier die nagmaal. En net soos nagmaal al die hele kerk hier is, hoop ons dat elke erediens so kan wees. Na 'n lang week se werk of by die skool wat ons 'n bietjie moeg is, of dink dalk moet ons vandag net so 'n bietjie inlê. Dalk moet ons onsself weer herinner dat ons 'n opdrag het om voor die aangesig van die Here te kom, maar nie net 'n opdrag nie, ook die voorreg om hier te wees. Dalk dan sal ons nie 'n 40% gemiddeld erediens bywoning in ons gemeente hê nie. Dit bring ons na ons volgende gedagte. Kyk hoe begin Psalm 122 vers 1. Dawid sê, ek was bly. En hy gebruik nie die gewone woord vir blyskap nie, hy gebruik 'n sterk woord vir blydskap, nie 'n oppervlakkige blydskap nie, maar 'n oordrewe blydskap, 'n emosie wat hom eintlik rusteloos maak, so asof hy nie sy hande of sy bene kan stilhou nie. Nou die vraag, waarom was hy bly? Hy sê, ek was bly toe die mense vir my gesê het, kom laat ons opgaan na die huis van die Here. En sit jouself in 'n Israelietse sandale. Oor 'n week of 2 moet jy na Jerusalem toe reis. Die mense in die dorpe begin al planne maak, hulle kry hulle reissakke bymekaar, die kindertjies hardloop rond, wat hulle gaan nou dalk vir die eerste keer Jerusalem toe gaan. En almal bepraat met mekaar en beplan roetes, sê jy kan sommer saam met my reis. Dit is iets rusteloos, iets van 'n opgewonde blydskap by almal. En hierdie blydskap het so 'n domino effek. Hierdie een praat met daai een, hulle sê kom saam met my. En skielik is al die dorpe in Israel rusteloos. En nou die hoogtepunt. Maar soveel opgewondenheid in die lig, want hulle sê, kom laat ons opgaan na die huis van die Here, kom ons gaan ontmoet vir die aangesig van die Here. Hierdie opgewondenheid bly egter nie net in die dorpe nie, maar ons sien dat hierdie Psalm eintlik iets van 'n beweging het. Vers 2 sien ons, dat dit nou nie meer in die dorpe is nie, maar hulle sê, ons voete staan nou in jou poorte, in die hekke, daar by die ingang van Jerusalem. En nou is die fokus op die stad, op Sion. Psalm 48 lees ons ietsie oor die bewondering van die stad. Het sê, gaan om Sion, trek reg rondom, tel sy torings, bewonder sy mure, bekyk sy versterkings. En vir 'n gewone Israeliet, die meeste Israeliete wat in die platteland gebly het, wat in klein dorpies gebly het, hulle was nie gewoond aan sulke groot stede met mure en vestingtorings en hierdie tempel en paleis nie. Daarom sê hulle, Jerusalem is goed saamgevoeg. En tog gaan dit nie oor die argitektuur nie, tog gaan dit nie oor die boustyl of die stene nie. Nee, Jerusalem het die mense herinner aan die volk,
Die boumateriaal wat ons lees wat gebruik is om Jerusalem te bou, is nie net in die omgewing gebruik nie, of gaan haal nie. Die stene is uit die noorde gaan haal, die hout is daar naby die Libanon gekry. Elke deel wat gebruik is om die huise en die mure en die plaveisel en die paleis te bou, is reg rondom Israel bymekaar gemaak. Dan kom hulle in Jerusalem bymekaar tot een stad. As die mense die stad so kyk, dan dink hulle aan die volk, die mense wat uit verskillende dele van die land kom, uit verskillende gebruike, met verskillende stamme, maar nou kom hulle hier in Jerusalem bymekaar. Soortgelyk was die huise en mure en die paleise van Jerusalem nie al wat Jerusalem was nie. Die middelpunt van Jerusalem was die tempel van die Here, daar waar die Here in die midde van Jerusalem is. En so was Jerusalem weer die middel van die hele Israel. Daar waar die Here is, dit is wat vir die volk belangrik is. En dan skuif die volk se fokus na die koning toe. Vers 5 lees ons dat Jerusalem dra ook die stoele van die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Jerusalem was nie net 'n godsdienstige hoofstad nie, was ook die politieke ene. En Dawid was nie net 'n politiese figuur nie, die Here het hom daar geplaas om deur sy wet vrede te handhaaf in die land. Met ander woorde, hy was een skakel in die groter Israel. Hy was een persoon in die Here se volk en hy het gesien hoe die Here hom ook gebruik het. En dit alles maak vir Dawid bly. Hy is bly dat hy saam met mense bymekaar kan kom. Hy is bly dat hy in die aangesig van die Here kan wees. Hy is bly dat hy in die tempel kan wees, in die mooi Jerusalem. Hy is bly dat hy, al is hy net een sondige mens, deel kan wees van iets baie groter. Nou is die vraag, waar is daardie Jerusalem vandag? Of eerder, wie is die Israel van vandag? In Galasiërs 4 vers 26 lees ons van Jerusalem wat die moeder van ons almal is. Ons lees in Hebreërs 12 vers 22 tot 23 dat ons ook kom by Jerusalem. Ja, nie met ons voete nie, maar met ons harte voor die hemelse Jerusalem, met sy miljoene engele, met die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes. Die Jerusalem daarbo, of die hemelse Jerusalem, dit is die kerk van vandag, dit is ek en jy, dit is ons wat vandag hier vergader. Ons is Jerusalem, en so is die Here in die volk, in die Ou Testament sy volk vergader het, so vergader hy ons van alle dele van die wêreld af. Ons het nie meer 'n tempel nie, maar ons is elkeen 'n lewende steen in die huis van die Here. Om kerk dan te wees, en om saam te kom as kerk van die Here, is 'n fees. Nou, dis iets waaroor ons moet bly wees, dis iets wat ons moet vier. En nou is die vraag vir my en jou, is ons bly daaroor? Sing ons Saterdae-aande, of dalk Sondagoggende, soos die mense van Psalm 122. Ek was bly toe ons vir mekaar gesê het, kom, laat ons gaan, om as kerk van die Here te vergader. Besef ons nog wat 'n voorreg dit is, om deel te wees van 'n gemeenskap soos die. Besef ons wat dit gekos het, dat ons voor die aangesig van die Here mag kom. Op 'n praktiese noot, berei ons ooit voor vir die eredienste. Praat ons met mekaar daaroor, praat ons met ons kinders daaroor, praat ons mekaar met blydskap daaroor, of sê ons, ek moet nou alweer kerk toe gaan. Daar's soveel dinge wat ons Sondag eredienste eintlik versteur. As ons 'n gejaag op 'n Sondagoggend het, dan kom ons hier en ons is dalk hierso, maar ons koppe is nog by die huis. Ons het laat gaan slaap op 'n Saterdag aand, of ons het 'n gevoel van luiheid, ons wil nie eintlik hier wees nie. En dit alles steel daardie vreugde om hier te wees. Let daarom op na die aansporing van Psalm 122. Geliefdes, kweek blydskap by mekaar om na die eredienste toe te kom. Maar meer is dit, om kerk toe te kom, vat voorbereiding. Daarom berei voor vir die eredienste. En dit bring ons dan by ons laaste gedeelte uit. Die laaste 4 verse van Psalm 122 is eintlik 'n aansporing tot gebed. Dawid sê, bid vir die vrede van Jerusalem. Bid dat
almal wat Jerusalem liefhet, 'n rustige lewe mag hê. Bid vir vrede op die mure, vrede waar die mense vergader. Nou is die vraag, wie moet vir hierdie dinge bid? Niemand anders as die feesgangers nie, niemand anders as die mense wat die voorreg het om voor die aangesig van die Here te kom nie. En dit is dringend dat hulle dit moet doen, want die vrede van Jerusalem en die vrede van Israel was nie vanselfsprekend nie. Maar meer as een keer in die Ou Testament lees ons hoe Jerusalem eintlik beleer is en gevaar is, hoe die vrede van Jerusalem versteur word. Die vyand, net soos in die verlede, lê vandag toe nog en loer op die kerk. Dit vir ons vrede steel. Het gebruik baie dinge van buite af, val dit ons aan. Ons werksomstandighede, sport wat ons besig hou, sport wat op Sondag dalk plaasvind. Ons besigheid wat net nie vandag kan rus nie. Ons kan nie een dag vir die Here afstaan nie. En dalk is ons net, dalk word ons deur die wêreld meegesleep. Mense wat sê, gaan jy nog Sondag kerk toe? Soms gebruik die Satan selfs die regering om ons te keer. En ander kere is dit weer van binne af. Ons hou nie van daardie persoon of van hierdie persoon nie. Ons is lui of lou. Ons dink baie ongeldige verskonings uit hoekom ons nie kerk toe kan kom nie. En dit alles beïnvloed ons. Dis alles die vyand se aanval wat die vrede van ons gemeente versteur. Daarom, geliefdes, bid vir die vrede van die kerk. Bid dat daar waar gelowiges met mekaar vassit, daar waar mense eensaam is, daar waar mense nie oor die weg kom nie, dat die Satan nie die laaste lag sal hê nie. Bid vir julle amptstraers. Bid vir jou buurman wat jy nou net verbygery het en jy sien sy kar bly daar staan en hy kom die kerk toe. Bid Saterdag aande dat jy met vreugde na die huis van die Here sal kom, sodat ons hier kan wees en rustig en in vrede kan feesvier. En tree ook ooreenkomstig julle gebede op. Soek die goeie vir mekaar. Reik uit na mekaar toe. Vra vir mense, as hulle nie self kan kerk toe kom nie, of jy hulle nie 'n lift kan gee nie. Moedig mekaar aan om te kom na die huis van die Here. Mag die Here ons ook daarin sterk en standvastig maak. Ek sluit af. Die tye het dan baie verander van dat Dawid hierdie psalm geskryf het. In sy dae moes jy alles gelos het om vir 7 dae op 'n baie ver plek te gaan fees hou. Jy moes jou pakdonkie gepak het, jy moes alles net so gelos het, jou kinders en alles gevat het, oor berge en deur dale gereis het, om vir 7 dae lank fees te gaan vier. Ons klim 9 uur in die kar en ons ry dalk 20 minute kerk toe, en dan kla ons as die erediens bietjie langer as 'n uur is. Mag God nie net in die wat hier is vanmôre nie, maar in elkeen van ons die gees en die gesindheid van Psalm 122 wek. Mag ons bly wees om in die aangesig van die Here te kom. Mag ons met mekaar daaroor praat en vreugde by mekaar kweek daaroor. Mag ons vir mekaar sê, kom, laat ons gaan na die huis van die Here. Mag ons die eredienste nougeset bywoon. Daarboonop bid vir die kerk. Bid vir die vrede in ons land, dat die regering nie die vervolging oor die kerk sal bring nie. Bid dat ons rustig mag vergader. En dit is nie vanselfsprekend nie. Mag die Here ons hierin sterk. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, magtige God, ons bid, Here, dat die vrede van Jerusalem, die vrede van ons gemeente en u kerk en die hele wêreld, dat dit daar vrede sal wees. Mag daar vrede wees in ons gemeentelede, vrede in ons kerkraad, vrede in ons besluite en dit wat ons doen. Mag ons mekaar aanmoedig om met vreugde na die huis te kom. Mag ons besef wat dit gekos het. En mag ons ook besef wat 'n voorreg ons het om hier in die aangesig te wees. Help ons in hierdie week en dit wat voor lê om ook voor te berei vir volgende week se nagmaal. Dat ons ook daarvoor sal voorberei vir die fees van die nagmaal, waar Christus self ook hier teenwoordig gaan wees. Ons bid en ons pleit dit in Christus naam. Amen.
Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opname van ons kollekte en daarna sing ons weer saam van Psalm 122. Kom ons staan en sing ons ten slotte saam van Psalm 122 en daarna die seën van die Here, en dan gaan ons aan die einde nie die amen sing nie, maar ons gaan die seënbede van Psalm 134 vers 1 tot 3 sing. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die vrede en die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen.